van krag. U stem kom skeur die hemel, soos weerlig in die nag. U woorde vernietig elke twyfel en vrees, want u lewe en ek sal sing. Al huil die stormwinde, al dreun die vloed met mag, die ewige vlam van hoop brand diep in my, want u leef, meer as wat ek kan dink of kan droom, kan u waar maak in my lewe. U regeer oor my donkerste nag, ek vertrou u God van krag, my God van krag, God van krag. U stem kom skeur die hemel, soos weerlig in die nag. U woorde vernietig elke twyfel en vrees, want u lewe, en ek sal sing. Al huil die stormwinde, al dreun die vloed met mag, die ewige vlam van hoop brand diep in my, want u leef, meer as wat ek kan dink of kan droom, kan u waar maak in my lewe. U regeer oor my donkerste nag, ek vertrou u God van krag, my God van krag. Meer as wat ek kan dink of kan droom, kan u waar maak in my lewe. U regeer oor my donkerste nag, ek vertrou u God van krag, my God van krag, my God van krag, my God van krag. Ek wil naby aan u wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan u wees. Dit is die plek waar ek hoor. En u tel my op, neem my in u arm. En u tel my op, druk my styf teen aan u vas. En u tel my op, dra my in u arm. En u tel my op, en laat my nooit weer gaan. Ek wil naby aan u wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan u wees. Dit is die plek waar ek hoor. En u tel my op, neem my in u arm. En u tel my op,
Jy's vinnig vir my Cornel, nog nie eens my asem nie, dan sit jy die musiek al saggies. Goeienaand broers en susters. Hartlik welkom in die erediens en baie dankie dat jy tyd afstaan om dan ook by vanaand se hemelvaart geleentheid te wees. Die tyd van ons kerklike kalender wat ons saam met mekaar 'n pad gestap het. Jesus se lydenstyd, sy kruisdood, sy opstanding en dan vier ons vandag ook die Here Jesus se hemelvaart. En daardeur bely ons ook nie net dat die Here lewe nie, maar dat hy regeer, dat hy sit aan die regterhand en ek gaan vanaand daaroor met u deel 'n paar gedagtes. Sit aan die regterhand en hy regeer oor sy skepping. So daarom is ons vanaand hier by mekaar, omdat ons weet ons aanbid die lewende Here. Ek gaan vra dat ons 'n paar liedere saam sing as voorsang. Dankie Tannie Beulah vir Tannie wat hier is en Cornel en Johan, julle twee daar agter vir julle getroue diens. Kan ek 'n voorstel vra? Sommer so van die begin af. 601 liedere, ek sê maar weer vir u. Enige voorstel? 280, dankie. Esna, Here redder groot en magtig, u oorskou ons lewenspad. Kom ons sing daarvan vers 1 en 2 van lied 280. Baie dankie, nog 'n voorstel? 412. Het ek oom Ad reg gehoor, 412. Oom bou my bietjie uit. Gaan nou vir oom sê of dit die afsnypunt gehaal het. Oom, ja, ek weet die Tannie Beulah, hoe lyk hy? Ja, 512. Ek kan nie gebaretaal nie. Kom ons maak dit 512 oom. Ek dink dit gaan 'n goeie voorstel wees. 512, nader my God by u. Dit was wat oom wou sing, nee, dankie oom Ad. 512, kom ons sing ook daarvan vers 1 en 2.
Net so 'n vinnige advertensieflits. Ons moet ons lig laat skyn, maar op sekere maniere kan dit dalk nadelig wees en iemand se ligte brand daar buitekant. DGJ484FS. Dit kan net een persoon sin wees. Ag, oom Okkie. Das. Goed, kom ons nog 'n voorstel. 177. Kom ons sing dit ook hartlik saam. 177. Halleluja. Nee, dit gaan ons sing. Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Here en Heiland, Immanuel God met ons. Kom ons sing dit 2 keer. Lied 177. As hy vir die wat so 'n oombliekie later ingekom het, hartlik welkom aan u by ons Hemelvaartdiens en mag dit vanaand vir elkeen van ons 'n ontmoeting wees met die Here, so ook by vooraand van ons Pinkstergeleentheid wat Sondag begin, Sondagoggend sal Tersies heel waarskynlik inleidend begin en dan gaan ons die aand, Sondag aand tot en met Donderdag aand ons Pinkster bidure gaan om 6:00 plaasvind. Ons vra verskoning, hierdie jaar gaan daar nou nie sop en broodjies wees nie. Vanweë die COVID protokolle en die getalle wat so 'n bietjie toeneem en gaan ons nou nie dit moeilik maak vir mekaar om hier onder in die saal by mekaar te kom nie. Maar u is baie welkom om my sop te maak. Dit vries lekker. So wanneer ek en Tersies by u aan huis kom, haal ons dit uit. Ons ontdooi dit en altyd so saam met 'n vars broodjie gaan dit ons sommer lekker afgaan. Broers en susters, ek gaan vra terwyl ons so sit, kom ons sing lied 176, 'n toewydingslied. Ons gaan dit ook 2 keer sing en dan begin ons die erediens daarmee. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in die woning. U is die Alfa en U is die Omega. Daarom sing ons. Halleluja. Aan Jesus Christus
het God alles onderwerp. Hy het hom bo alles verhef. En hy het hierdie Jesus aangestel as hoof van die kerk. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Dit kom van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied. Ek wil vra dat ons dit staande doen, die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Hy is die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Broers en susters, ek gaan vanaand vir ons 2 enkele verse lees uit Markus hoofstuk 16 en dan ook in Romeine hoofstuk 8 vers 34, albei tekste wat dan by mekaar aansluit en dit sluit ook aan by wat ons bely in ons geloofsbelydenis, die 6de artikel, en ek glo in Jesus Christus wat opgevaar het na die hemel en dan daardie tweede gedeelte van hierdie geloofsbelydenis en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Terwyl ons so sit, kom ons maak ons oë toe, dan gaan ek vir ons voor in 'n gebed. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons 'n geleentheid het vanaand om hier by mekaar te kan wees in 'n erediens. Maar dankie dat ons by ons huise kan wees en dat ons op so 'n wyse ook ingeskakel kan wees. En dankie dat ons dalk vanaand ver is, maar dat tegnologie dit ook vir ons moontlik gemaak het om ook op 'n ander wyse by 'n erediens ingeskakel kan wees. Dankie dat daar eredienste was vanoggend. Dankie dat daar eredienste vanmiddag was. En ja, Here, dat u woord nooit ingeperk kan word nie, maar dat u woord altyd
tot ons kan spreek. Maak nie saak waar ons is nie. Ons dankie vanaand, Here, vir die goedheid. Dankie vir die guns. Dankie, Here, vir u genade. Ons dankie dat ons in 'n verhouding kan staan met u en dat ons kan weet, ons aanbid die lewende Here. Here Jesus het vir ons mens geword. Het vir ons 'n voorbeeld kom stel. Het u lewe vir ons gegee. Het u liefde aan ons kom bewys deur u lewe vir ons te gee. Maar u het gesterf en u het opgestaan. En dankie dat u woord getuig daarvan dat u aan soveel mense verskyn het. En dat ander mense kon sien en kon getuig daarvan dat u opgestaan het en lewe. Dankie dat ons die hemelvaart vandag kan vier. En dankie dat ons kan weet, Here, toe u opgevaar het, het u ons nie alleen gelos hier op aarde nie, maar dat ons in Pinkstertyd die uitstorting van die Heilige Gees kan vier. Wat elke dag ons waarborg is, dat u by ons is en met ons is, en dat u die lewende Here is. Ons wil bid, o Here, dat u vanaand deur die woord met ons sal praat. U ken vanaand elkeen se harte, u ken ons lewens. U weet wat is dit wat ons beleef en wat is dit wat ons ervaar. Heilige Gees, raak ons harte aan. En dat ons vanaand iets opnuut weer sal hoor van wat dit ook beteken dat u, Here Jesus, aan die regterhand van ons hemelse Vader sit en regeer. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, Markus hoofstuk 16 begin met die Here Jesus wat opgestaan het. En dan het hy aan 'n hele klompie mense verskyn en dan die tweede gedeelte van hoofstuk 16, Jesus verskyn na sy opstanding, dan ook aan 'n klomp mense. En hierdie mense het ook vir die Jesus se disippels gesê dat hy ook aan hulle verskyn het. En dan is dit Jesus wat eintlik vir hulle hierso ook eintlik aanspreek en vir hulle sê, maar waarom het julle nie hierdie mense geglo toe hulle vir julle gesê het dat ek uit die dood uit opgestaan het nie. Maar dan gaan Jesus verder en dan sê vir hulle onder andere in vers 15, hy sê vir hulle, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Onder andere beveel hy dit dan ook vir die disippels. En dan lees ons in vers 19, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Nadat die Here Jesus weer aan mense verskyn het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God, die Vader, gaan sit. Romeine 8 lees ons ook kosbare gedeelte van Paulus wat eintlik hier skrywe, daar's niks in hierdie lewe wat ons ooit kan skei van die liefde van God nie. Dan lees ons vers 34, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Jesus wat opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Die 6de artikel van ons geloofsbelijdenis, apostoliese geloofsbelijdenis, het 12 artikels, kan ons sê 12 afdelings wat ons bely. Eerstens begin ons met ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En dan beweeg ons af en ek glo in Jesus Christus. Hy is vir ons gebore, hy het gelei, hy het gesterf, maar dan sê ons ook, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, die 6de artikel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Wat beteken dit vir ons? Wat bely ons eintlik, broers en susters, as ons Sondag vir Sondag mekaar daaraan herinner, dat hierdie Jesus aan die regterhand van God sit? Wat beteken dit vir ons? Watter waarde het dit vir ons ook in ons geloofslewe, in ons verhouding met God? Ek wil begin met 'n verhaal pas na die Tweede Wêreldoorlog, en dalk het jy dit ook al gehoor, pas na die Tweede Wêreldoorlog, het hulle vir die teoloog Karl Barth genader om 'n reeks lesings te kom hou in Duitsland, kort na die oorlog. Natuurlik was alles vernietig, en hy is genooi na 'n kasteel toe, wat ook bouvallig was, ook het dit in puin gelê na hierdie oorlog. Maar tussen die bourommel deur, en tussen die puin van hierdie oorlog, het hy hierdie reeks lesings kom aanbied, en het hy artikel vir artikel
die geloofsbelydenis met hierdie mense behandel. Elke oggend 7 uur het hy eers begin met 'n paar liedere om hierdie mense bietjie op te beer. Want broers en susters, hulle was in pyn. Hulle was terneergedruk. Hulle het geen hoop gehad vir môre nie, geen hoop gehad ook vir die toekoms nie. En hulle het eers begin met 'n paar liedere en dan om 8 uur het die gedreun van die stootskrapers begin om hierdie pyn wat die oorlog veroorsaak het, by mekaar te stoot. Hierdie mense was gebroke. Hierdie mense, miljoene mense en hulle families se lewens was in pyn. Die wêreld was in pyn. Mense se ideale, mense se drome, mense se verwagtinge, hulle toekoms was in pyn. Ja, alles wat die samelewing op 'n manier bymekaar gehou het, was vernietig. En Karel Barth vertel, hy praat met hierdie mense wat voor hom is. En hy sien hierdie mense en hulle is terneergedruk. Hy sien hierdie spanning op hulle gesigte. Hy sien ernstige gesigte. Hy sien hartseer gesigte. En hy sien mense wat weer van voor af moes leer om te lag. En ek wil hierdie verhaal eintlik onderbreek. Vroeër die week het ek geopen by 'n besigheid en ek het hierdie verhaal ook daar vertel. Ek het daar genoem, ek wonder wat se impak het die afgelope jaar nie ook op ons lewens gehad nie. Het ons nie ook op 'n manier met alles wat gebeur het begin verleer om te glimlag? Wat is dit wat alles met u en my gebeur het die afgelope jaar, wat dalk ook gemaak het dat u en ek sukkel om te lag in hierdie tye waarin ons is? En wanneer 'n mens lag, het 'n mens hoop, broers en susters, het 'n mens moed. Maar iewers het ons begin lewe agter ons maskers. En sukkel ons baie keer selfs om die glimlag, as daar een is, raak te sien. En sukkel ons dalk om in mekaar se oë vreugde raak te sien. En Karel Barth vertel, dis die mense vir wie hy die geloofsbelydenis iets van geleer het. En hy sien hierdie gesigte, hartseer, ernstige gesigte. En artikel vir artikel verduidelik hy vir hulle. En dit is toe hy by hierdie 6de artikel kom, wat gaan oor Jesus wat opgevaar het na die hemel toe, en wat sit aan die regterhand van God. Hy sê daar, die oomblik toe hy by daardie artikel kom, toe voel dit vir hom. Nou raak hy hierdie mense se harte. Toe voel dit vir hom, skielik kry hierdie geloofsbelydenis betekenis, want die hele tyd gaan ons eintlik terug in die verlede. Ons praat van Jesus Christus wat gelei het, wat gesterf het, wat opgestaan het en wat opgevaar het, maar wat sit aan die regterhand van God. Terwyl hy met hierdie mense praat en hulle gesigte vol hartseer is, sit Jesus aan die regterhand van God. Terwyl die stootskrapers dreun en die pyn van die omgewing bymekaar stoot, sit Jesus aan die regterhand van God. Kan ek dit verder vat? Terwyl u en ek vanaand hier sit en wonder dalk oor klomp dinge, sit Jesus aan die regterhand van God. Terwyl 'n wêreld geraak word deur COVID-19 en die derde vlaag weer daar is en ons almal bang en bekommerd is, sit Jesus aan die regterhand van God. En Karel Barth het gesê, dit is wat mense weer moet leer om te sê. Dat ongeag of dit hartseer is en of dit vreugde is, ongeag of dit goeie tye is of moeilike tye is, ons moet vir mekaar die hele tyd dit sê, Jesus Christus, die Here wat opgevaar het na die hemel, hy sit aan die regterhand van God en hy regeer. Al lê die wêreld soms in pyn. En al is daar soveel dinge wat ons nie verstaan nie. Jesus Christus sit aan die regterhand van God. Wat beteken dit? Wat beteken dit as u en ek vir mekaar dit moet sê? Jesus sit
aan die regterhand van God. Iemand het by geleentheid gesê, ja, Jesus het nou opgevaar hemel toe. En hy sit daar veilig langs sy Vader, terwyl ons nog almal hier op aarde is en ons moet sukkel en ons moet voortstoei in hierdie lewe. Ons moet iewers vir ons 'n weg oopkloof, terwyl Jesus ons gelos het. Maar wat beteken dit regtig dat Jesus aan die regterhand van God sit? Calvin, een van die kerkvaders, het die vraag gevra, wat beteken dit dat hierdie Here, die een wat aan die regterhand sit, dat hy Christus genoem word? Wat beteken dit met ander woorde, broers en susters, as ons bely Jesus het opgevaar hemel toe, hy sit aan die regterhand en hierdie Here Jesus word Christus genoem, wat beteken dit vir ons? En dan antwoord Martin Luther ook, en dit is ook deel van ons belydenis, dan antwoord hy dat hierdie Here wat sit aan die regterhand, wat Christus genoem word, beteken hy is die gesalfde. In die Ou Testament is mense gewoonlik gesalf vir 'n spesifieke taak. Konings, en hulle het regeer. Hulle het toegesien dat hulle mense veilig was. Hulle het hulle mense beskerm. Hulle het vir hulle mense gesorg. Dan is daar mense wat weer gesalf was as priesters en hulle het namens die volk ingetree by God vir hulle sondes. Hulle het omgegee vir hulle mense. Hulle het 'n hart gehad vir hulle mense. 'n Pad saamgestap met die mense. En dan was daar die profete wat gesalf was. En hulle het weer die taak gehad om vir die mense te vertel van God se waarheid, van God se openbaring, van God se beloftes. En nou bely u en ek dat ons glo in Jesus Christus wat sit aan die regterhand van God. En dit beteken hy is die Christus, hy is die gesalfde. Hy is die koning van alle konings. En hy is die priester van alle priesters. En die profeet van alle profete. Wat beteken dit vir my in my alledaagse lewe? Wat beteken dit as ek bely Jesus sit aan die regterhand, die Christus, die gesalfde sit aan die regterhand? Wat beteken dit vir my? Miskien, broers en susters, het u en ek ons glimlag verloor, omdat ons nie meer weet nie. Miskien het ons glimlag verloor, en het ons 'n stryd in hierdie lewe, omdat ons nie meer raad het met hierdie lewe nie. Miskien het ons glimlag verloor in die lewe, omdat ons doodgewoon baie keer net nie meer weet oor ons eie lewe nie. Na watter kant toe gaan ons nie? In watter rigting beweeg ek nie? Dikwels weet ek net eenvoudig nie meer oor hoe moet ek maak met verhoudings nie. Gisteraand het ek iemand by my wat deur 'n hartseer tyd gaan van 'n familie met wie hy glad nie kan gesels nie. 'n Familie wat hom eintlik uitgeskuif het. En ek is seker iewers het hy sy glimlag ook verloor, omdat hy ook worstel, ek weet nie meer nie, sê vir my dominee, ek weet nie meer, wat kan ek doen om weer my familie se hart te wen nie. En so staan elkeen van ons dalk baie keer in verhoudings, en ons verloor ons lag in ons lewens, want ek weet nie meer nie. Ek het nie meer raad nie, ek het nie meer wysheid nie, ek weet nie meer hoe om hierdie verhoudings te herstel nie. Miskien het ons glimlag verloor, omdat ons doodgewoon nie meer weet, dalk met ons kinders nie. Nie meer raad het vir hulle nie. Miskien is dit so, dat ek, omdat ek nie meer weet nie, het ek dalk besluite begin neem oor die lewe, het ek lewensbesluite geneem, besluite vir my gesin, loopbaanbesluite, net om op die ou end agter te kom, maar ek het verkeerde besluite geneem. Ek het op 'n dwaalspoor beland, ek is in 'n verkeerde rigting, ek is op 'n verkeerde plek in my lewe, want ek weet nie meer nie. Wat is dit wat vandag maak dat u dalk voel, u weet ook nie meer na watter kant toe nie?
Wat gaan môre vir my inhou? Wat gaan die toekoms vir my inhou? Ek weet nie eintlik meer wat gaan môre vir my inhou nie. Ek weet nie meer regtig of ek die krag en energie het om môre op te staan en om te gaan werk nie. Ek weet nie meer regtig of ek nodig het om beplanning te doen nie. Ek weet nie meer wat om te maak van COVID-19 nie. Ek weet nie meer wat om te maak van al die protokolle nie. Miskien het dit gemaak, al hierdie dinge dat ons lag verloor het. Ek vind my ook self iewers tussen hierdie rommel. In die gedreun van stootskrapers, die gedreun van mense, die gedreun van stemme. Dit is dan wat Karel Barth sê, Jesus Christus sit aan die regterhand. Terwyl jy nie weet nie, sit Jesus Christus aan die regterhand, die profeet van alle profete. En terwyl jy nie meer raad het nie, terwyl ons soekend is na wysheid, terwyl ons soekend is na insig, terwyl ons soekend is na 'n manier van om vorentoe te gaan, na helderheid in ons lewe, sit die profeet van alle profete aan God se regterhand en hy pleit vir ons. Dis hy wat my behoefte aan insig sal antwoord. Dis die Here wat my behoefte aan leiding, aan kennis, aan helderheid in hierdie lewe sal beantwoord. En hy bid saam met my daarvoor. As ek nie weet nie, Christus Jesus sit aan die regterhand en hy weet. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is die profeet wat my herinner aan God se beloftes. Hy is die profeet wat vir my wil seën met wysheid en met leiding en met perspektief in die lewe. Miskien het ek dalk my lag verloor omdat ek vanaand alleen is. Omdat ek eensaam is. En hoe, broers en susters, het COVID nie ook gemaak dat ons afgesny geraak het van ons naaste nie. In hierdie tyd is dit weer so dat ons aftreeorde toegemaak is. En dat ons nie by ons ouer mense kan uitkom nie. En hoe was hulle nie afgesny van hulle kinders en hulle kleinkinders nie? Watter impak het dit op hulle lewens gehad nie? Watter impak het dit op ons elkeen se lewens gehad nie? En iewers het ons op 'n manier vervreemd geraak van mekaar. Miskien het ek my lag verloor omdat ek eensaam is, omdat verhoudings dalk nie reg is nie. Daar is dalk spanning in my verhoudings. Miskien het ek spanning in my huwelik. Miskien het ek spanning by die werk. En dit het so gemaak dat ek nie meer kan lag nie, want ek voel so alleen, ek voel so eensaam. Miskien leef ek met 'n vyandskap in my hart. Miskien loop ek met 'n wrok in my hart. En elke dag wanneer ek met hierdie wrok loop en hierdie vyandskap in my hart, raak ek eintlik net meer en meer eensaam. Kan dit dalk wees dat ek my lag verloor het, omdat ek myself elke dag moet herinner aan my mislukkings, omdat ek myself moet herinner aan teleurstellings in my lewe, wat elke dag klop in my lewe. En ek het net behoefte aan 'n hart wat genees sal word. Ek het behoefte dat verhoudings sal herstel. Ek het so behoefte dat ek dit wat verkeerd is in my lewe kan afsterf. Dan sê Hemelvaart vir my, Jesus Christus sit aan die regterhand van God en hy pleit vir my. Hy pleit vir my genesing. Hy pleit vir my vir vergifnis. Hy pleit vir my dat ek sal beleef dat God vir my omgee. Dat God vir my lief is, dat hy homself oor my ontferm. Hy is my priester van alle priesters. Jesus Christus sit aan die regterhand
En hy gee om vir my. Hy sien my raak in my alleenheid, hy sien my raak in my eensaamheid, hy sien my raak daar waar ek 'n stryd voer. En hy wil my hart genees. Miskien het ek ophou lag, omdat ek vanaand magteloos voel. Miskien voel ek vanaand, daar is soveel magte daar buitekant, wat die oorhand kry in my lewe, soveel dinge wat beheer gevat het oor my lewe, en dit kan baie name hê, dit kan mense wees, wat ek voel bedreig my lewe. Miskien kan ek myself wees. Ek worstel dalk met 'n klomp versoekinge in my lewe, ek worstel dalk met my eie persoonlikheid, ek worstel met 'n stuk liefdeloosheid wat in my is, en dit bedreig my lewe. Miskien is daardie magte die dood. Miskien het ek 'n vrees vir siek word. Miskien is daardie magte dinge by die werk. Dalk is dit die toekoms. Wat is dit wat vandag maak dat u en ek magteloos voel? Dat u en ek voel, ek kan nie meer lag nie. Die wêreld druk op my. Dis dan wanneer u en ek 'n koning nodig het. En hy sit aan die regterhand van God. Die koning van alle konings, Jesus Christus. En hy regeer oor alles waarvoor u en ek bang is. Hy is groter as alles waarvoor u en ek bang is. Ek kan saam met Paulus sê, hiervan is ek oortuig, dat op grond van dat Jesus Christus aan die regterhand van God sit, is ek oortuig daarvan, dat geen lewe of geen dood, geen magte, hoogte, enigiets vandag, enigiets in die toekoms, kan my ooit van die liefde van God skei nie. Ek het 'n koning wat regeer. En dit is wat geloof is, broers en susters. Geloof is om te weet, dat al beleef ek tye wat ek sukkel om te lag, al is daar tye wat die stootskrapers dreun rondom my, wat dit ook al mag wees in my lewe, om te weet, Jesus Christus sit aan die regterhand van God en hy pleit vir my. Hy pleit vir my daar waar ek soekend is na wysheid. Daar waar ek graag leiding wil ervaar. Daar waar ek graag wil weet na watter kant toe. Jesus Christus pleit daarvoor vir my. Wanneer ek so behoefte het, net aan omgee, net weer aan vertroosting, net weer aan vergifnis. Jesus Christus pleit daarvoor vir my. En wanneer ek behoefte het aan beskerming, wanneer ek 'n behoefte het aan veiligheid, wanneer ek 'n behoefte het aan ondersteuning, wanneer ek 'n behoefte het dat ek weet my vandag en my môre is veilig in God se hande, dan pleit God in Christus vir my. Jesus Christus sit aan die regterhand van God en hy regeer oor elkeen van ons se lewens. En mag daardie wete my weer laat glimlag. Vanaand gaan laat slaap, môre laat opstaan en vir die wêreld gaan sê, my Here en my God sit aan die regterhand en is in beheer. Amen. Ons Here, ons het dalk elkeen ons eie oorloë in ons lewens. Baie keer weet ons nie na watter kant toe nie. Baie keer is ons so soekend na raad, na wysheid, na insig. Here, baie keer is ons so gebroke en is ons so seer in ons harte. En dit is so behoefte aan omgee, aan vertroosting. Here, ander kere
word ons so oorweldig deur dinge daar buitekant wat ons bang maak en wat ons bekommerd maak. En wat vir ons baie keer voel asof dit die oorhand kry in ons lewens. Dankie Here Jesus, dat U vir ons geword het, die wysheid en die insig. Dankie Here Jesus, dat U vir ons geword het, ons trooster, om by ons te wees, om ons te bemoedig, om ons te dra, om ons te versterk. Dankie Here Jesus, dat U vir ons geword het, die koning van alle konings, wat heers oor al die magte. En as U vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ons eer U as ons Here, die opgestane Here, die Here wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af met lied 168. Daardie 3 verse, Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon, ons bring aan U die ere, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly.